Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, engele as gaste. U is welkom om te gaan lees Genesis 18 vers 1 tot 21 en ek vestig u gedagtes op vers 5 wat sê, doen soos u gesê het. Ons lees in hierdie verse van 'n baie merkwaardige besoek van 3 manne aan Abraham. Dit was 'n geval soos van waar iemand sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg het. Ek herinner ook aan Hebreërs 13 vers 2. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Ek wil tog net 'n paar gedagtes uit hierdie gedeelte uitlig vir jou. Let daarop, een van die 3 manne die Here self was. Ons lees in Genesis 18 vers 13, toe sê die Here vir Abraham. En uit die gesprek verder kan ons aflei dat dit die Here Jesus Christus is. Ons kan ook 'n afleiding maak dat die Here en die engele die taal van Abraham gepraat het. In vers 6 lees ons dat Abraham net die beste aan hulle wou gee. Vers 6 sê, toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Die Here wat deel was van hierdie 3 manne, het van Sara geweet en haar naam geken. Vers 13 sê, toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Die Here het geweet wat Sara gedink het. Ons lees in Psalm 139 vers 2 tot 4. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê. En u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. Die Here het presies geweet wanneer 'n seun gebore sou word. Vers 14 sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Die Here wou nie vir Abraham verberg, dat hy Sodom sou vernietig nie. Hy het 'n verbond met Abraham gesluit, net so ook met ons. Johannes 15 vers 15 lees ons, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Dis nou as ons gered is ons nie diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Die Here kom bevestig ook aan Jeremia, dat niks vir hom onmoontlik is nie. Jeremia 32 vers 26 tot 27. Toe het die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Ons God is nie 'n God wat daar ver weg is nie. Hy is maar net 'n gebed ver. En soms stuur hy sy engele om ons te besoek, om ons te versterk, om ons veilig te hou. En tog weet hy presies wie en wat ons is. Mag hierdie wete jou bemoedig as kind van God, dat die Here getrou is en dat sy almag tot in ewigheid strek en dat hy sy kinders bewaar. Hy is altyd met ons. Mag dit vir jou 'n sekerheid in jou hart gee. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.